Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 11de Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee en ons hoofopskrif vir vandag sê, polisie vang bedrieër na 10 jaar, hy verskyn nou in hof. Nuushooftrekke vir vandag, Kelly tree nie soos 'n ma op nie. Man, 10 jaar na bedrogklag, eers in hof. Britte wil KI in mense se plekke sit. SA boere sal nie in FSA aanpas nie. NGV weer onder bespreking. Baie en dorpe se name gaan verander word. SA en Iran gaan saamwerk. Pandalani Klaas, wat 39 jaar oud is, het die afgelope Vrydag in die handelsmisdaadhof in Mthatha in die Oos-Kaap verskyn op aanklagte van bedrog, nadat hy 'n week van tevore sy eerste hofverskyning in Pretoria gemaak het, toe hy op laas deur die polisie vasgetrek is. Die valk het 10 jaar lank na Klaas gesoek. Die saak spruit uit 'n voorval waar tydens Klaas as 'n finansiële kontrakteur in Duchwa gewerk het en na bewering sowat R200,000 onregmatig na sy medepligtiges sy rekening oorgeplaas het. Volgens die polisiewoordvoerder is die valke destyds vir 'n ondersoek genader nadat die betrokke maatskappy se takbestuurder onreëlmatighede op hulle stelsel nagespeur het. Volgens die polisie is 'n roetine vingerafdrukproses ondergaan, waar tydens Klaas se status as 'n gesoekte verdagte aan die lig gekom het. Klaas is in hegtenis geneem en na vlugtige hofverskyning in Pretoria na die Oos-Kaap gebring. Tydens 'n hofverskyning in Mthatha is hy amptelik aangekla van bedrog, waarna borgtog van R2,000 aan hom toegestaan is. Die saak is tot 26 Maart 2025 uitgestel. Net meer as 'n jaar nadat Jocelyn Smith, toe 6 jaar oud, soos mis voor die son verdwyn het die verhoor van haar vermeende ontvoerders, haar ma Kelly Smith, die se kerel Jacqueline Boeta, Apollos en hulle vriend Stevino van Rein verlede maandag in die Hooggeregshof begin. Die 3 word daarvan aangekla van mensenhandel en ontvoering. Volgens die staat was Smith die meesterbrein agter haar kind se ontvoering en daaropvolgende mensenhandel met haar gedeel. Volgens die hof was Smith meer bekommerd oor waar Apollos hom bevind het as waar Jocelyn was. Milstaan, die aanvanklike ondersoekbeampte, het getuig dat Smith nie deelgeneem het aan 'n enkele van die vele soektogte wat die polisie in Middelpos en Saldanha na Jocelyn se verdwyning van stapel gestuur het nie. Apollos en Van Rein beweer in hulle pleitverduidelikings wat Woensdag by die hof ingelees is, dat hulle deur die polisie aangerand en gemartel is. Albei sy plastieksakke is oor hulle koppe geplaas, dat hulle in die lug opgehang is en daar het op hulle voete gestaan is. Hulle weer die polisiebeamptes het hulle aangerand. Hulle het gesê hulle moet hulle kop opknik as hulle iets wil sê. Hulle is ook met die dood deur die polisie gedreig, het hulle beweer. Verlede maandag het hulle egter in die hof ontken dat hulle enigsins by Jocelyn se verdwyning betrokke was. Die hof het donderdag 'n ondersoek ter plaatse in Middelpos gedoen. Brittanje wil doeltreffendheid in sy regering bevorder deur sy getal staatsamptenare te verminder en die gebruik van kunsmatige intelligensie, oftewel KI, te bevorder, so het 'n senior kabinetsminister aan die media gesê. Die veldtog beoog dat 10% van alle staatsamptenare oor die volgende 5 jaar in 'n data of digitale rol in diens geneem sal wees. Onder leiding van Keith Starmer, die premier, is groter produktiwiteit 'n kerndoelwit van die regering in 'n program om 'n gaping in die land sy finansies te vul te midde van swak ekonomiese groei. Die hervorming van die staatsdiens sal gepaard gaan met planne om regeringsbesteding te verminder. Die verkleiding van die staatsdiens is daarop gefokus om waarde vir geld te kry en dit is nie 'n ideologiese benadering om die staat in te perk nie. Suid-Afrika se boere sal nie in Amerika kan aanpas nie. Hulle moet net hier bly waar hulle rugby, braaivleis en biltong kan geniet, so sê Guyton McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur. McKenzie het Saterdag by die boeremark in Bloemfontein gesê, Suid-Afrikaanse boere sal nie in Amerika aard nie. 'n Boer hou van alles wat Suid-Afrikaans is en veral sy vryheid hier. 'n Boer hou van sy vryheid op sy plaas en sy koffie en sy moerkoffie en sy braaivleis ook. Hy gaan net 3 jaar daar hou, dan kom hy terug. Die weer, die rugby, die cricket en die natuur van Suid-Afrika is te sterk. Ons is een nasie in Suid-Afrika, ons is almal saam. McKenzie het gesê, hulle moet ons nie deur mekaar maak in Suid-Afrika nie,
maar Suid-Afrika moet ook vrede maak met die VSA. Op 'n vraag wanneer hy die afvaardiging na Amerika sal lei, het hy gesê hy wag op 'n opdrag van president Cyril Ramaphosa of sy dienste wel daar benodig word. Ongeag die een of ander hofsaak wat gebring word teen die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering, die NGV, het Dr. A.R. Motsoaledi, minister van Gesondheid, die eerste regulasies daarvoor gepubliseer. Die regulasies gee baie mag aan die minister met die aanstelling van mense wat in die topposte en rolle van die NGV gaan diens doen. Die minister sal die direkteure wat hierdie ad hoc adviespaneel aanbeveel is voorlê aan die kabinet vir goedkeuring. In die wet is gesê, die direksie moenie uit meer as 11 mense bestaan nie en dat hulle vir 'n termyn van nie langer as 5 jaar aangestel word nie. Die ad hoc adviespaneel sal bestaan uit 'n afgetrede regter as voorsitter en tot 8 ander lede wat deur die minister aangestel gaan word. Belangstellendes sal in die komende weke vergader om die voorgestelde nuwe name vir strate, plekke en 'n lughawe in die Buffalo City Metro te bespreek. Die komende week se konsultasies sal hoofsaaklik wees tussen genooide rolspelers soos die familielede van mense waar name van persone voorgestel is. Verlede jaar is berig, meer as 150 stede, dorpe, landelike gebiede, damme en lughawens in die Oos-Kaap het reeds nuwe name gekry met heelwat voorstelle van nuwe name wat voortdurend opduik. Een van die voorgestelde naamsverandering in die Buffalo City Metro is die naam van Oos-London wat gaan verander na Gompo. Van die voorgestelde name wat die week met rolspelers bespreek word, is die huidige naam en die voorgestelde naam. Die Gompo Township word die Clemens Kadali Residence, Greyweg van Konsei Treinstasie na Apollo-weg in Bisho word Steve Tweteweg, Belembo Lughawe word Chief Diani Tsatsu Lughawe, Settersweg word Steve Biko Rylaan, die Oxfordstraat word King Rarabe weg. Suid-Afrika en Iran maak planne om samewerking op die gebied van wetenskap, tegnologie en innovasie te verskerp. Die vergadering volg op verlede week se gesprek tussen Mer en Nomvula Mokonyane, eerste adjunksekretaris-generaal van die ANC. Die gesprekke sal die wenkbroue laat lig in Amerika, waar die regering van president Donald Trump omgekrap is oor Suid-Afrika se verhoudinge met onder meer Iran en Cuba. Samewerking vind plaas oor basiese navorsing, ruimtewetenskap, energie, biotechnologie en nanotechnologie. Dr. Naledi Pandor het Iran in 2017 besoek toe sy minister van wetenskap, tegnologie en ontwikkeling was. Sy amptsgenoot het in Iran vergader. Suid-Afrika en Iran is volgens Zimande nou besig om 'n memorandum van verstandhouding oor innovasie te onderteken. Sy vergadering met Mer was tekennend van goeie produktiewe en wederwysige voordelige verhoudings tussen Suid-Afrika en Iran. In Januarie het die regter beslis die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASSA, het teen miljoene burgers gediskrimineer deur slegs elektroniese aansoeke te aanvaar wat hy meen menigte aansoekers uitgesluit het. Daar is ook gekla oor SASSA se gebrekkige stelsels wanneer dit by die kontrolering van begunstigdes se bankrekeninge kom. Die regter het ook die regering beveel om die toelaatbedrag van R370 per maand met lewenskoste te belyn. Die voedselarmoedelyn op daardie stadium was R760 per maand. In SASSA se geval is daar die vrees dat sy reeds wankelrige stelsels oorweldig sal word wanneer miljoene nuwe aansoeke om die SRD toelaat te ontvang word. As 'n geraamde 14 miljoen tot 18 miljoen aansoeke nou maandeliks gedoen word en net 'n klein gedeelte van daardie aansoekers by 'n SASSA kantoor instap, word dit 'n nagmerrie in terme van menslike hulpbronbestuur vir hierdie agentskap. Intussen moes Edog Gonongwana, finansieminister, tydens verlede maand se aanvanklike en geskrapte begroting R35,2 miljard bewillig net om die SRD toelaat tot einde Maart 2026 te kan uitbetaal. Net meer as 5 jaar het verloop sedert Checkers, wat deel is van die Shoprite groep, sy 6060 afleweringsdiens as 'n proefneming van stapel gestuur het. Dit beteken al soveel meer vir miljoene Suid-Afrikaners wat weerspieël word deur die feit dat Checkers se klein 66 motorfiets die ketting se gewildste speelding op die hede is. 66 behou nou klante teen rekordvlakke en die gemiddelde kere wat verbruikers nou van die diens gebruik maak is 1,3 keer meer. Dis nou vanaf 601 winkels landwyd beskikbaar, waarvan 96 die afgelope 12 maande bygevoeg is. Die vraag moet wel gevra word of 6060 dan sy versadigingspunt in terme van markpenetrasie by Checkers winkels bereik het, veral as daaraan aggeneem word dat Shoprite oor 637 Checkers en liquorwinkels beskik.
Die 6060 is nou 'n klassieke voorbeeld van verbruikers wat daadwerklik lief vir 'n handelsnaam is. Suid-Afrikaners het die handelsnaam hulle eie gemaak. Die feit dat daardie klein 6060 motorfietsie ons gewildste speelding is, spreek boekdele. Kinders is mal daaroor. Byna perfekte weersomstandighede het die so 28.000 fietsryers begroet wat 109 km van die moederstad se paaie in die 47ste Kaapstad fietstoer platgetrap het. Danksy die skouspelagtige weer noem baie dit die beste wedren in die onlangse verlede. Wind van agter in die tweede helfte van die baai het gelei tot rekordtye in sowel die elite mans en vrouerenne, so sê die organiseerders in 'n verklaring. David Bellairs, direkteur van die Kaapstad Fietstoer Trust, sê nadat die fietstoer van jaar tot jaar gegroei het na die moeilike jare in 2020 en 2021, was dit ongelooflik om te sien hoe die paaie van die moederstad weer propvol fietsryers was. Die bowlers het Saterdag die hef in die hand gehad in die meeste van die laaste Sarsie skole cricketwedstryde hierdie somer. Rondebosch High School se 158 lopies was genoeg vir oortuigende oorwinning oor sy buurman Bishops se eerste span. Stellenberg is in Bellville as die kampioenspan van die noordelike stadsgebiede gekroon, toe sy 104 lopies genoeg was om Hoërskool Bellville op 85 te wen. En daarvandaan was Razin Perker Fairmont sy 71 lopies egter nie voldoende om die Hoërskool DF Malan op 170/7 van 'n 3-palkie oorwinning te weerhou nie. In die Hoërskool Tygerberg se derby kragmeting teen Brackenfell het die Brakke se Kolwers heeltemal in duie gestort teen die Tiere se Lans de Mink vir 5-9 om met 94 lopies in die stof te byt teen die span van Parow. Die Franse superster Antoine Dupont het bekend gemaak dat hy Saterdag in die 6-nasie wedstryd teen Ierland die kruisligamente in sy knie geskeur het. Frankryk het Ierland Saterdag in Dublin met 42-27 gewen en staan 'n goeie kans om vir die eerste keer sedert 2010 hierdie gesogte titel te wen. Ek is baie trots op wat ons teen die Ire bereik het. Ek weet dat my spanmaats steeds die komende naweek die waardeur die drif sal trek en die titel kan verower. Frankryk het met die oorwinning sy plek bo aan die punte leer verstewig en word as die gunsteling beskou om Saterdag met Skotland af te reken. Die Franse afrigter Fabien Galtier het versoek dat die twee Ierse spelers wat kontak met Dupont gemaak het, Tariq Bene en Andrew Porter, voor die tigkomitee moet verskyn. Daar is 'n groot moontlikheid dat die 28-jarige Dupont die res van die seisoen wat in Junie eindig sal moet misloop. Na die Bolandse skokoorwinning oor die hoog aangeskrewe Cheetahs Saterdag in Wellington, sou hy waarskynlik ver in die Weskaap moet soek vir 'n trotse rugby-afrigter as Hawies Fourie. Die Bolanders het die Vrystaters met 45-29 punte gewen. Fourie ken natuurlik die Cheetahs omtrent soos die palm van sy hand, aangesien hy tot vroeg verlede jaar hulle hoofafrigter was. Met hom as breier van die Vrystaters in 2023 het die Karibeker na die Cheetahs gegaan. Die Pumas het die SWD gewen met 75 punte teenoor 7 in Mbombela. Op hulle beurt het die Poublou Saterdag in Potchefstroom sla uitgedeel deur die Luiperds met 64-7 te wen. Die Griffins was ook aan die wenkant deur die grens met 55-32 in Dantsani te wen. En in Kempton Park het die Valke die OP met 41-30 ook gewen. Wys Hofmeyer, die 20-jarige oudleerling van die Hoërskool Diamantveld in Kimberley, het immers nie nadat hy in 2022 matriek voltooi het, 'n kontrak by 'n provinsiale rugby-unie gehad nie. Vir 2023 het hy tydste by die Stellenbosch Sportakademie, die SAS, gevind, waarna hy verlede jaar 'n kopsie geword het. Hofmeyer is toe wel nie gekies om vir die junior bokke se groep wat verlede jaar aan die 120 wêreldtoernooi op tuisbodem deel te neem nie, maar die ervaring om deel van so iets spesiaals te wees is iets wat hom steeds gaan bybly. Die tweemalige verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het sy aanslag op die derde titel in die Indian Wells toernooi met 'n oortuigende oorwinning van 6-4 en 6-2 oor Frankryk se Quentin Halys begin. Alcaraz het erken hy was voor die tyd baie senuweeagtig, maar sy dinge het later rustig geraak na 'n goeie begin. Die Spanjaard is die hoogste gekeerde speler en Indian Wells met Jannik Sinner wat 'n skorsing van 3 maande uitdien nadat 'n verbode middel in sy bloed gevind is. Die wêreld se nommer 2 Alexander Zverev wat reeds in die eerste ronde uitgeval het. Alcaraz sal na die derde ronde teen die Kanadees Denis Shapovalov te staan gaan kom. Shapovalov het die Aussie Adam Walton in die vorige ronde met 6-3 en 6-2 gewen. Intussen is die Braziliaanse tiener sensasie João Fonseca Saterdag uit die toernooi geboender. Novak Djokovic het geen verskoning van sy swak vertoning
wat veroorsaak het dat hy in die tweede ronde van die Meesters 1000 toernooi in Indian Wells met 6-2, 3-6 en 6-1 deur Botic van der Zandschulp van Nederland gewen is nie. Djokovic, wat nou 37 jaar oud is, 'n 5-malige kampioen in die Kaliforniese woestyn, het hom in Januarie aan sy Australiese half-eindstryd teen Alexander Zverev weens 'n duispierbesering onttrek. Die bane by Indian Wells is vanjaar oorgedoen om hulle meer in ooreenstemming met die toestande by die Miami Ope en die Amerikaanse Ope te maak, en Djokovic het gesê hy het gesukkel om die wip van die bal te lees. Suid-Afrika se Dean Burmeister het in Hong Kong met sy tweede plek in die LIV golftoernooi $2.25 miljoen gewen, bykans 40,9 miljoen rand. Die toernooi oor 3 rondes is deur die 45-jarige Spanjaard Sergio Garcia gewen, wat 63 houe in die laaste ronde aangeteken het en op -18 geëindig het. Burmeister het met 62 houe die derde ronde se laagste telling geëindig en was op -15, 3 houe agter Garcia. Die 3 ander Suid-Afrikaners, Louis Oosthuizen, Brandon Grace en Charles Schwartzel, het al 3 saam in die 20ste plek geëindig. Hulle het almal op -7 geëindig. Engelandse rugbyspan het op Twickenham in Londen die agterdeur oopgehou om vanjaar se 6-nasie kroon te verower, toe Italië met 47 teenoor 24 gewen het. Die Rose was met rustyd met 21 teenoor 17 voor en het 7-3 gedruk in hulle bonuspuntsege. Alles dui daarop dat die Franse die reeks sal wen, veral nadat die Hane die Ire Saterdag in Dublin gewen het. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124,99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sal jou voertuigse registrasie namens jou behartig. Advertensie van Gracie Bed Academy, sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks of squash, voel vry om Coach Warren in Bloemfontein by 065-989-1472 te skakel. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 22-33, Polokwane 17-27, Lephalale 20-31, Mbombela 19-30, Mahikeng 17-30, Pretoria 17-27, Johannesburg 20-29, Ermelo 14-25, Richards Bay 22-24, Pietermaritzburg 18-22, Durban 22-24, Port St. John's 21-23, Bethlehem 14-25, Bloemfontein 17-31, Allewal Noord 15-31, Welkom 18-29, Vryburg 18-31, Kimberley 20-33, Appington 21-36, Springbok 17-34, Karasburg 21-33, Keetmanshoop 24-34, Mariental 24-35, Alexander Bay 15-21, Brandvlei 20-32, Loederits Bay 19-28, Vredendal 15-34, Kaapstad 18-22, Sutherland 13-27, George 15-21, Jeffreys Bay 17-23, Taberra 16-26, Graaff-Reinet 13-25, Oos-London 19-23 en laastens De Aar 16 in die oggend, 31°C in die middag. Ons sakenuus vir die dag, wat insluit geldeenhede en ons hulpbronne. Die rand verhandel teen R18,29 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11,51. Die prys van die euro is R19,81. Die pond verhandel teen R23,61. Die prys van silwer is $32,56 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $2,909 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $69,36 Amerikaanse sent per vat. En dan op 'n ligter noot, 'n boervrou in die Karoo is in ekstase nadat haar Kaapse haan oor bokoei en drieling lammers die hoogste prys op die nasionale veiling vir inheemse bokoeie in Bloemfontein behaal het. Die kopers van die dierste ooi was Colbert Makula en sy seun Otta van Oos-London. Sy sê hulle het goeie moedereienskappe en sukkel nie met parasiete nie. Sy reken die ooi en die lammers het 'n hoë bod behaal omdat dit baie goeie eenheid is om mee te boer. Die koper kry as dit ware 5 bokke vir 1 kopie. Die ouens soek 'n dier waarmee jy vinnig kan teel en as jy 3 ooilammers het, sien hulle wat die maag geteel het. Met die baie meerlinge wat die ooie gee, is dit 'n baie winsgewende ras om mee te boer, het sy aan die media gesê.
Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.